5de hoofstuk. Openbaring die 5de hoofstuk. Daar is soveel dinge wat gebeur in die lewe. Maar ons kan vanmôre sê, Here, baie dankie vir die goddelike liefde en genade wat so groot is. Vanmôre is vir die Here sê dankie dat ons die voorreg het om hier te kan wees. Amen. Want die mens kan so maklik verskonings maak in die lewe. En verskonings gaan eendag kinders van die Here in die hemel uit. Die mens moet ophou om verskonings te maak. Die geringste dingetjie. Jy weet, ek hou nie van hierdie broer of hierdie suster nie. Maar hierdie broer en suster gaan hemel toe en ek wil ook hemel toe gaan. As ons nie hier saam in God se weë kan wandel nie, hoe verwag ons om saam in die hemel te wees? Het party mense gesê, man, weet jy wat? As daai ou in die hemel is, dan wil ek eerder hel toe gaan. Jy het 'n probleem. Die ander ouens wat jy ook nie van hou nie, gaan ook in die hel wees. So jou keuse moet jy verander. En jou gesindheid moet jy verander. Jou sienswyse moet jy verander. Want ek en jy wil besluit. Wie mag en wie mag nie? Behoort die hemel aan jou en my? Nee. Is dit ons hemel? Nee. Dis God se hemel. Amen. En hy kan toelaat. Maar hy het voorwaardes. Die Here het voorwaardes. Wat hy stel. Wat ek en jy moet doen om die ewige lewe te werk. Wat die kerk voorstel, is nie wat tel nie. Wat die mens voorstel, is nie wat tel nie. Is alleenlik wat God sê, wat amen is. Wat reg is. Wat gedoen moet word. Wat die mens sê, is nie wat tel nie. Wat een of ander organisasie sê, is nie wat tel nie. Net wat die Here sê. Dis wat belangrik is. Want jy weet, 'n organisasie vat jou nie hemel toe nie. Wat ook al. Wat jou en my hemel toe maak, vat. En veroorsaak dat ons in die hemel sal beland, is deur die bloed van Jesus. In die naam van Jesus Christus. Is dat ek en jy in die weë en die vrese van God moet wandel. En nie die wil van die mens wil doen nie. Wat die mens regverdig, het God nie geregverdig. Wat God regverdig, het die mense probleem nie. En dit is, ek en jy vanmôre moet sê, Here, wees my genadig, wees my barmhartig. Kom ons lees Openbaring die 5de hoofstuk van die eerste versie aan. En ek het in die regterhand van hom, wat op die troon sit, 'n boek gesien. Van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël.
Dit was goed verseël. As ons as mens ietsie verseël, gaan iemand anders hom nog oopmaak. Nog oopbreek. Ek kan 'n ding verseël so goed soos dit kan. Maar iemand anders gaan hom oopbreek. Jy kan 'n ding so goed verseël soos jy kan. Ek gaan dit miskien al oopbreek. Nie dat ek dit sal nie, maar ek kan dit dalk oopbreek. Of iemand anders te gaan dit vir jou oopbreek, of wat ook. Maar hier sê die woord van die Here vir ons, dat hy met 7 seels goed verseël is. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek. Daar's 'n groot sterk engel wat 'n vraag vra. Wie is waardig? Is ek en jy vanmôre waardig? So baie mense kan hulle self regverdig en sê, weet jy wat? Ek is waardig. Vir dit en dat en dat. Ons is so geneig om onsself te regverdig. Selfregverdiging is verkeerd in God se oë. Ek en jy moet ons nie self regverdig nie, maar God alleen kan ons regverdig. Hy sê maar, en hierdie engel roep uit met 'n groot stem, wie is waardig om die seels oop te breek? Al 7 daardie seels oop te kan breek. En wat gebeur? En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk. Niemand in die hemel, op die aarde, of onder die aarde, was waardig gevind om daardie seels oop te maak en in die boek te kan kyk. En Johannes, en ons moet besef, die Johannes, die apostel Johannes, nie Johannes die doper nie, die apostel Johannes op die eiland van Patmos was, sê in hoofstuk 4, was hy dadelik in die gees gewees. Nou hoeveel van ons gaan dadelik in die gees wees? Ons moet nog eers hard gaan stry om werklik waar in die gees te kan kom. Mense sê maar weet ons wandel mos deur die gees. Ja, ons wandel deur die gees. Maar as ons praat soos Johannes was, hy was dadelik in die gees. En weet jy wat? God maak die vensters van die hemel oop. Hy maak vir hom oop dat hy kan sien wat God vir hom wil wys. Dis nie as ek iemand sien iets verkeerd doen, ek kan skou hom met my oë. Nou sê ek die Here het my gewys nie. Ek lieg man, ek lieg. Weet jy wanneer wys God jou iets? Wanneer jy dit nie sien met jou 2 oë fisies soos ek en jy mekaar kan sien vanmôre. Maar wanneer jy God jou iets wys, is wanneer jy daar in jou binnekamer is of waar ook al is en God maak jou 2 oë oop en jy kan 'n gesig sien. Of in 'n droomgesig kan God vir jou 'n visioen oopmaak en vir jou wys. Dan kan ek sê God het vir my gewys. Ek moet ook nie weet waarvan dit of dat nie. God, as ek sê die Here het vir my gewys, dan is dit iets
wat ek nie gesien het, met my fisiese oë gesien het, wat die mens doen nie, maar kan sê, wanneer die Here met my praat, in 'n gesig, of 'n droomgesig, en ek weet niks van dit nie, dan kan ek sê, die Here het my gewys. Verstaan nie? En Johannes was dadelik in die gees gewees, en die Here met hom gepraat het, en vir hom gewys het. Weet jy wat sy voorreg het apostel Johannes gehad? Nie soos die ander ouens wat vir hulself apostels noem. Hy is 'n mensgemaakte apostel. Johannes was 'n godgemaakte apostel. Die Here het hom apostel gemaak. Nie die mens. En as God dit jou gemaak het, dan is iets anders as van 'n gewone apostel. Prys die Here. Kom ons lees verder wat die woord van die Here vir ons sê. In vers 5 sê, toe sê een van die ouderlinge, vers 4, ekskuus tog. En ek het baie geween. Hoor wat sê Johannes. Ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak, en te lees, of daarin te kyk nie. Ek dink dit soos stukke geweergalm, daar waar Johannes was, soos hy geween het. Want daar was niemand gevind, wat waardig is, om die boek oop te maak, en te kan lees wat daar binne-in is. Het hy geween. Die stuk het deur die hemel getrek van Johannes. Ek kan probeer en dink hoe hy geween het. En gedink het, wat sal gebeur? Wat sal ons kan sien wat daar in daardie boek is? Daar is niemand waardig geag, gevind althans op hierdie aarde, of in die hemel, of onder die aarde, wie hierdie boek kan oopmaak nie. Wat die seels kan breek. Dit was onmoontlik gewees vir die engel Gabriël om dit oop te breek. Jy kan enige een van die engele geroep het. Hulle sou dit nie kon oopbreek nie. Hulle sou nie kon sien wat in daardie boek staan nie. Maar daar kom iemand. Toe sê een van die ouderlinge vir my, glory to God. Is dit nie wonderlik? As jy bitterlik ween, en iemand kom na jou toe, en jy is hartseer, en iemand met 'n opregte hart, nie met 'n mombakkies, valse, opregte hart nie. Weet nie hoe om dit te noem nie. Hoop ek noem dit reg. En ja, sy hand op jou te lê. En in skynheiligheid vir jou te sê, moenie weer nie. Maar hier kom 'n ouderling. En hy kom. En hy sê vir Johannes hierdie woorde. Moenie weer nie. Moenie weer nie. Kyk. Die leeu van wat uit die stam van Juda is.
Die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Glory to God. Kyk, die leeu van Juda stam is waardig om te kom, om die boek te neem en sy 7 seels te breek. Vers 6 sê, en ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon, en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge, staan daar 'n lam, asof hy geslag is. Wat 'n gesig. Wat 'n gesig. Skoon my. Dis wat Johannes die apostel Johannes sien nie. Ek dink dis 'n goeie rede dat jy moet lam neerslaan daar. Om dit te kan aanskou en God te kan aanbid. In die midde van die troon sien hy, en daar die 4 lewende wesens is, aanskou hy 'n lam asof hy geslag is. Prys die Here. As jy met 7 horings, 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Vers 7 sê, hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Is dit nie wonderlik? As jy vanmôre moet kyk en dit moet aanskou, gaan jy neerval en sê, daar is een wat waardig is. Want niemand anders in die hemel en op die aarde, onder die aarde is waardig om die seels oop te breek nie. Om daar die boek te vat en te kan kyk en te lees wat binne is. Hy is alleen waardig, want hy het vir jou my die prys betaal. Want hy het sy bloed vir jou en my gestort, sodat ons 'n oorwinning kan lewe. Sodat ons vanmôre kan sê, Here, dis nie deur my goedheid nie. Dis nie oor my goeie werke of dade nie. Maar Here, deur die genade, u kosbare bloed wat vir my gestort is, u wat geslag is vir my as mens. Dis die tyd dat ons begin te kyk. Sê, Here, u was geslag vir my. Ek wat nie waardig was nie.
en nie waardig is nie. Maar Here, die bewys is daar, dat die geslag is vir my, as mens. Here, dat ek kan lewe, en dat ek 'n lewe in oorvloed kan hê, deur God se genade en liefde. Maar wat doen die mens? Dis van 'n sprokiesverhaal. Hierdie is nie 'n sprokiesverhaal nie. Hierdie boek is 'n werklikheid. Jy kan maar kyk wat gebeur in die wêreld. As die dinge wat hierin geskrywe is gebeur nou, dan is die werklikheid ook daar, dat die bloed van Jesus vir jou en my gestort is, dat hy geslag is vir ons, dat die leeu van Juda stam gekom het om jou lewe te gee. Sodat ek en jy kan lewe. Sodat ek en jy verlos kan wees van die begeertes van hierdie wêreld, van die sonde en die ongeregtigheid. Maar jy vanmôre sê, weet jy wat? My sonde is baie, maar God se genade is baie groter. Raak ontslaaf van die sonde. En kyk op na hom, wat vir jou geslag is. Kyk op na hom, wat vir jou die prys betaal het. Wat jou vrygekoop het met sy bloed. Wat vir jou deurboor was. As jy kyk hoe hierdie lam geslag was dit net bloed en een stuk rou vleis, as ek so mag sê. In Psalm 22 sê hy, sy ribbebene kon jy tel. Jy kon sy ribbebene sien. Dit was geprofeteer gewees. Jesaja sê, dis sy baard uitgedruk. Dink net daaraan. Vir jou en vir my. Sy bloed, wat vir jou my gestort is. En dat daar, deur die bloed van Jesus, vir jou en my oorwinning gekom het. Deur sy wonde, het daar vir jou genesing gekom. Deur sy bloed, is daar vir jou oorwinning. Oor die sonde, oor die ongeregtigheid. Ek wil vanmôre sê, die sonde verniel jou. Die sonde maak jou dood. Die sonde maak 'n skeiding tussen jou en God. Dat jy dink jy's nog by God, maar jy lankal weg. Ons kyk bietjie vanmôre na hierdie gedeelte in God se woord. As jy kyk na hierdie lewende wesens en die ouderlinge, daai 24 ouderlinge, hoe hulle opgetree het teenoor die Here. Skiet ek in jy kort. Dan skiet die mens kort. Dan vra ek, waar is die waardering
vir hierdie grote koning wat sy lewe vir jou en my gegee het. Ja, dit is so. Waar is die waardering Ja, wat die Here vir jou en my gedoen het? is so. Ons kyk dit mis. En besef, weet jy wat? Ek moet terugkeer. Ons dien die heilige God. Gelyk, iemand stuur 'n boodskap en waar iemand sê, ag, al hierdie dinge sê, weet en so anders en ons gebruik nog sy die verskoning. Ons kan nie volmaak wees nie. Ja. Wat sê Matteus 5:48? Wat die Here Jesus gesê het. Nie een van die apostels nie. Hy sê wees volmaak. Wees volmaak, soos my Vader in die hemel volmaak is. Ja, maar ons kan nie volmaak wees nie. Ag, ons streef daarna. Die Here het nie gesê streef daarna nie. Hy sê wees. Ons streef na heiligmaking. Die Here sê wees heilig. Dit is nodig dat ons begin besef, Here, ek moet heilig wees. Ek moet kom op die plek waar God my wil hê, nie waar ek wil wees nie. Of waar iemand anders te my wil hê nie. Ons lees nie die woord nie. Ons praat met mense om hulle dat hulle selfregverdiging kan kry. Ons moet daagliks ons lewe ondersoek. En wanneer jy verkeerd gedoen het, dan is daar 'n prys wat vir jou my betaal is deur sy bloede, dat ek en jy kan regmaak. Amen. En nie môre weer dieselfde ding doen nie. Dat ons kan ophou om die sonde te doen. Om die ongeregtigheid te doen. Prys die Here. Ons lees verder die woord. Ons lees weer vers 8. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. En dan weet ek wil net sê, dan is daar baie mense sê, wie's die heiliges? Jy weet nie wie's die heiliges nie, want jy lees nie wat sê God se woord nie, en jy wil dit nie glo nie. Die heiliges is die wat God dien in gees en in waarheid. Wat die Here Jesus aangeneem het, wat gedoop is en wandel deur die gees en die sonde vermy. Selfs wat die heiliges is wat gebedens laat opgaan voor God vir ander en vir die naam van die saak van die Here om God se naam groot te maak. Hy sê vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, Glory to God. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam en taal, volk en nasie. Amen. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal
as konings op die aarde regeer. Eers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon. So van en van die lewende wesens en die ouderlinge en hulle getal was duisende van tienduisende van tienduisende en duisende van duisende. En met die groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en loffe en aanbidding en groot moet die Here gemaak word, dat ons hom moet prys en loof. Waardig is U, Here, om die seels oop te maak, te kan breek, om te kan kyk wat in die woord staan. Waardig is Hy. En wat my so wonderlik is dat hierdie 4 lewende wesens en die ouderlinge het geval voor die aangesig van die lam wat geslag is. Jy mag jou nie voor geen ander God aanbuig, maar aanbid die lam. Glory to God. Hulle aanbid hom. Hulle gee hom lof. Hulle gee hom eer. Hulle gee hom prys. Hulle gee hom aanbidding. Want hy alleen is dit waardig. Wanneer begin die mens weer opnuut God die lof en die eer te gee? Wanneer begin die mens weer opnuut hulle knie te buig en die Here aan te roep in die hart uit? En te sê, my God, U is waardig. Kom voor U neerbuig. Ek wil U aanbid. Ek wil U eer. Want U het my duur gekoop met U bloed. Nie met die bloed van bokke of stiere nie, maar met koningsbloed. Dis nie 'n bok wat geslag was of 'n skaaplammetjie nie. Maar hierdie lam wat geslag was vir my. Hierdie een wat gekom het na sy eiendom en sy eie mens het hom verwerp. Sy eie mens het uitgeroep en gesê, kruisig hom, kruisig hom. Weg met Jesus, maar gee vir ons Barabbas. Die Here het dit vir jou gedoen. Kyk vanmôre op na Jesus en kyk hoe jou lewe staan voor die Here. Kyk vanmôre hoe jou lewe voor God is. Moenie jou meet met iemand anders te nie. Meet jy met God se woord. Hierdie is vir jou en my 'n maatstaf. Hierdie woord is 'n maatstaf vir jou en my. Die wêreld haat hierdie woord. En die dronke gebruik hulle dit om zolle te draai. Party mense sit met soveel Bybels. Hulle sit met 'n Engelse Bybel en 'n Afrikaanse Bybel en 'n verskillende jaartalle en hulle het 'n Nederlandse Bybels en 'n Griekse Bybels en Hebreëse Bybels en wat se Bybels alles wat hulle het. Hulle weet nie eens wat daar staan nie. Al hierdie Bybels wat hulle het. Die versameling beteken vir jou 'n nul op 'n kontrak. Daai Bybel beteken vir jou niks as jy hom nie werklikbaar lees. Met 'n gevoel. Met gedagtes wat helder is. Sê Here, openbaar my gedagtes, open my gedagtes dat ek hierdie openbaringe kan kry in God se woord. Dat ek kan sien
Here, wat U vir my werklik waar gedoen het. Here, wat U vir my weer gemaak het. Hy hoef dit nie te gedoen het vir jou en my nie. Want deur sy groot liefde en genade die jou my pad langs gekom. Hoe is jy vanmôre werklik waar voor die Here? Weet daar's geleenthede in ons lewens wat ons kry, wat hulle ons verbygaan. Sê Here, ek het nie nou tyd om jou aan te roep. Here, ek het kos op die stoof. So what? Dit hulle brand. Amen. Ek kan jy weer ander maak. Amen. Here, ek het dit wat ek nog moet doen. So what? Laat dit wees. Dis tyd dat ons God moet aanroep. Dis tyd dat die mens weer terugkeer na die werklike woord toe. En kyk en sê, Here, U is geslag vir my. Waar is my waardering vir die Here Jesus? Waar is my waardering wat ek moet bewys teenoor hom? So maklik kan die mens waardering wys teenoor 'n ander mens. Maar die waardering wat die mens het vir God is minimaal as daar is. Maar ek sal die mens aan die mens se voete wees. Maar ver van God se voete af. Sterwe die mens. Het hy God nie gedien nie, maar hy is in die hemel. Hy het die sonde lief gehad, of sy die sonde lief gehad. Was nie bereid om te laat staan. Want ek het nie gekyk. Nou Openbaring 5 nie. Wat die lam vir my gedoen het. Ek het nie gekyk wat in die 4 evangelies geskrywe staan. Wat die lam vir my gedoen het. Daar was 'n lam wat vir jou my geslag is. Wat waardig is om die doop te maak. Wat waardig was. En nog steeds waardig is. En nog waardig sal wees. As die 7de lewende wesens in die ouderlinge voor hom kan neerval en hom kniel. Wat is fout met jou en my? Of ons wag tot daar 'n uitnodiging is en sê. En as daar 'n uitnodiging is, dan ignoreer ek dit ook. Jare terug sou mense gehardloop en gesê het, ek soek God met my hele hart. Wil my lewe regmaak met die Here. Ek wil in orde wees met God se woord. Waar staan die mens vandag? Is die waardering vir God. Maar as waardering vir die ongeregtigheid in hierdie wêreld. Waardering wat mense het vir mense wat goddeloos is. Wat gaan jy maak? Gaan ons maar so voort. Sê Here, hier is ek. Vanmôre. Ek wil vanmôre buig voor U, Here. Amen. Here, ek wil U aanroep. Ek wil U naam groot maak. As 'n geleentheid. Jy het geleentheid om dit te doen. Maar wat gaan ons doen?
Kom ons.